Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. En ons is besig met die boek Jona en ons gesels vandag daar uit Jona 2 uit. Eintlik 1 vers 17 af tot 2 vers 10 gaan ons hierdie week na kyk. En verlede week het ons na hoofstuk 1 gekyk hoe Jona die opdrag ontvang het om na Ninive toe te gaan, maar Jona wou net nie, hy het geweier en hy het Tarsis toe gegaan, weg van die Here af, en ons het gesien hoe alles laer en laer afgaan, en vandag kyk ons verder, hoe sy lewe eintlik tot, hoe sê die Engelsman, rock bottom slaan, voordat God dan ook ingryp en met hom werk dan. So, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam, en dan gesels ons lekker verder uit Jona 2 uit. Here, baie dankie vir die woord, dat die woord kragtig is. Dankie vir die verskil wat U maak in ons lewens. Dankie vir U liefde en dankie vir U genade. Dankie dat ons elke dag op U kan reken. Hemelse Vader, dit is ons gebed, dat U ook vandag hierdie woord vir ons sal oopbreek en verstaanbaar sal maak. Baie dankie, Vader, vir alles wat U vir ons doen. En ons kom bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou, die teks verskyn op jou skerm, is Jona 1 van vers 17 af, wat sê, toe stuur die Here 'n groot vis. Ne? So dit is nie 'n walvis nie, ons weet nie wat so groot vis dit is nie, maar 'n groot vis om vir Jona in te sluk, want onthou die matrose het nou vir Jona in die see gegooi, en die vis sluk hom toe nou in, toe hy nou daar in die see is, en hy was vir 3 dae en nagte in die vis se maag. Dit laat die mense nou nogal dink aan Jesus ook, wat vir 3 dae in die graf was, en toe het daar lewe gekom, en hy is opgewek uit die doodheid, die graf is leeg, so ietsie daarvan van Jona wat deur die vis ingesluk word, is vir 3 dae en nagte in die vis se maag. Maar, kyk wat gebeur. Nou, ons weet nie lekker, het lyk asof Jona dan nou, nadat hy in hierdie vis se maag was, dan nou hierdie gebed, eintlik hier op die laaste, hierdie 3de dag, asof hy dan begin bid het. So, ons weet dat Jona het oor die Here gepraat, maar hier vind ons dat Jona weer direk met die Here praat. So, hy sê, toe bid Jona, daar binne in die vis, tot die Here sy God, Jahwe Elohim, die God wat naby kom, die almagtige God, dis die God wat hom gemaak het, soos wat ons sien in Genesis, dat hy sê, hy is Jahwe Elohim. So hy bid tot die God wat hy weet, hy ken, vertrou, die God wat eintlik vir hom die opdrag gegee het, en Jona het gesê, in my nood, en hoor sy gebed, hy getuig ook eintlik in hierdie gebed, in my nood het ek tot die Here gebid, tot Jahwe gebid, die Here wat naby my kom, en hy het my gebed verhoor, so hy het geluister na my stem. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, want Jona het gedink toe hy nou in die see is, en hy sak nou al hoe dieper af, tot daar by die bodem, het hy gedink is klaar praat met hom, want onthou, die ou wêreldbeeld van die see, is dat die see het al die monsters en goed ingehaat, en so, dis hoekom die Bybel ook praat van Openbaring, veral dat daar nie, dat daar eintlik nie 'n see gaan wees nie, so, want al die demoniese aktiwiteite was by hierdie see gewees. So hy sê, ek het eintlik diep afgesak tot in die doderyk, en daar diep in die doderyk, daar eintlik diep in die see, het ek na die Here geroep, het ek hulp gevra, en U Here het my gehoor. En kyk, hier praat hy nou verder oor die beheer wat God het oor alles, U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassas het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou, en dit is die hoop wat hy gekry het, nadat hy gered is, nadat die vis hom ingesluk het, en hy besef, maar
alles is nie verby nie. Die Here het my kom red. Hy sê, Here, U het bepaal dat ek in hierdie see gegooi word, maar U het ook bepaal dat ek dan nou ook gered word. En hy sê, die uiteinde daarvan is dat ek U heilige tempel weer sal aanskou, dat ek U weer sal kan aanbid in U woning. Die waters het my toegevou. Die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. So, dis deel van die dood en hierdie woeste, wat kan mens sê, want hulle het gedink, daar is mos altyd 'n seemonster in die see en al die demoniese aktiwiteite en magte en goed. So, hy beskryf eintlik dat hy omring was deur 'n klomp goed, dat hy omring was deur die water, maar dat hy eintlik maar net gedink het, dis nou klaar praat met my, die einde is hier. So hy het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit, né? So hy het gedink, dit is die einde. Maar, U, Here, my God, weer eens vat hy ons terug na dit wat ons daar reeds van Genesis af leer, né? Here, my God, die skepper. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. Niemand anders te nie. Weer eens God wat in beheer is, God wat kragdadig is, God wat nuwe lewe kom skep, ook vir Jona, né? Want God het nog 'n doel met Jona, hy is die skepper. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom. My gebed het by U gekom, die Here het my gehoor in my hulp geroep, soos wat hy vroeër gesê het. In U heilige tempel, daar in U teenwoordigheid, waar die Here teenwoordig was, want hulle het mos gedink, daar in die tempel is die Here se teenwoordigheid. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. En hy sê, Here, U is die ene wat liefde aan my betoon. In my nood het ek weer na U toe teruggekeer. Ek wou wegvlug van U af. Ek was op pad Tarsus toe, maar U het weer ingegryp in my lewe. Ek het gedink is klaar met my daaronder in die see, maar kyk tot wie bid ek. Ek bid weer tot U, U hoor my gebed. En hy sê, maar hierdie mense wat op nuttelose afgode vertrou, né? Miskien dink hy aan die ouens van Ninive, die Niniviete, wat op hierdie afgode vertrou, hierdie wrede mense, wrede nasie ook. Hy sê, terwyl ek, in vers 9, 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Nee, ek wil my dank betuig teenoor U, dankbaar. Wat ek beloof het, sal ek doen. U het vir my 'n opdrag gegee, ek sal dit gaan doen. Want hy sê, hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. So hier kom sê hy vir ons, ons weet nie waar het hy hom uitgespoeg nie, maar hy is weer op die vasteland en nou gaan ons in hoofstuk 3 gaan ons sien hoe die woord weer tot die Here kom en hy sê vir hom, gaan na die groot stad Ninive toe. En Jona wat dan klaar maak om na die stad Ninive toe te beweeg. So wat het ons hier van 1 vers 17 tot 2 vers 10? Ons het hier 'n ongehoorsame Jona, wat al hoe dieper afgesak het, wat daar tot wat hy beskryf, die fondamente van die berge, die fondamente van die aarde, wat diep afgesak het in die see, né? Eintlik in hierdie watermassa wat hy gesien het as die doderyk. Here, ek het afgesak in hierdie watermassa, U het dit oor my gebring as gevolg van my ongehoorsaamheid, het U my in die see gegooi, en dan sê hy, maar ook daar het ek tot insig gekom, daar op my laagste, my diepste nood het ek tot insig gekom, en het ek weer gebid tot die God wat my geskep het. En die Here het hom kom red, hy was vir 3 dae in die vis se maag, symbolies, hoe ook al, maar die 3 dae wat hy daar was, het weer vir Jona weer lewe geskep, want die vis red eintlik as dit ware dan Jona se lewe, so hy kon daar bly, hy kon daar oorleef, en op bevel van die Here het hierdie vis hom dan uitgespoeg.
Maar Jona, die mooi daarvan is hoe hy nie tot die Here, hoe hy eers nie met die Here gepraat het nie, en toe begin hy met die Here praat, en bid hy tot God, so dis 'n direkte gesprek wat hy gehad het, nie net meer oor die Here nie, maar met die Here, en dan sê hy, terwyl ek die mooi daarvan, terwyl ek 'n loflied sing, vers 9, wil ek aan jou offer bring. Die offer wat u wil hê, Here, is eintlik gehoorsaamheid. Dis mos wat in die Psalm digter sê, gehoorsaamheid, dis wat u wil hê. En is dan Jona wat sê, maar ek sal dit wat ek beloof het, dit sal ek doen. Hulp kom net van die Here af, van niemand anders af nie. Miskien was jy in jou lewe al op 'n laagtepunt gewees, en het jy gevoel, daar's nie einde nie, aan jou omstandighede nie, jy voel ook hoe jy heeltyd afsak tot in die dieptes. En miskien as jy daar rock bottom slaan, onthou net, die Here het nie van jou vergeet nie. Die Here dink steeds aan jou. Praat met die Here, spreek hom aan. Hy's die Here God wat jou gemaak het. Hy's die ene wat vir jou 'n tweede kans kan gee. Hy's die ene wat vir jou weer lewe kan gee, want hy skep lewe. Hy skep fisiese lewe, hy skep geestelike lewe, hy verander ons lewe. En hy het altyd ten doel om ons omstandighede om te swaai tot sy eer, sodat ons aan die einde van die dag ook eintlik 'n lofoffer aan hom kan bring. En wat is ons lofoffer? Niks anderste as wat Jona maar sê, gehoorsaamheid, dat ek gehoorsaam sal wees aan die Here nie. Baie sterkte vir jou. So is eintlik 'n baie eenvoudige gedeelte, en kyk gerus na die Bybelstudie hierna, om te weet en te leer ook, dat hulp kom net van die Here af. Dis wat Jona, hy het probeer wegvlug, omstandighede was moeilik, maar aan die einde van die dag bid hy tot die Here, en die Here gee uitkoms. Vir my en jou, bid tot die Here, en die Here sal vir jou ook uitkoms gee. Hy bepaal die pad van die regverdige. Hy bepaal die pad van die gelowige. Ons moet net gehoorsaam wees aan hom. Baie sterkte vir jou pad vorentoe, baie sterkte vir jou week, en mag jy so leef dat jy verskil maak, ook in hierdie wêreld. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir Jona 2. Dankie dat ons kon hoor en kon lees dat hulp kom net van u af. En daar waar Jona diep in die see was, sy omstandighede, verswelg deur sy omstandighede, kon hy regtig net bid tot u, en u het hom gered. Niemand anders dan die behalwe u. En daarom het hy 'n offer aan u gebring, en was hy besig met sy lewe. Vader, en so is daar baie mense wat dalk luister na hierdie boodskap, wie se lewe ook, hulle voel ook asof die seegrasse tussen hulle is, asof hulle daar aan die fundament van die aarde is. Vader, hoor hulle hulpgeroep, haal hulle uit daai omstandighede, geef hulle weer 'n tweede kans, geef hulle weer nuwe lewe, asseblief Vader. Ek bid dit, sodat hulle ook 'n lofoffer aan u kan bring met hulle hele lewe, en gehoorsaam verder kan lewe. Baie dankie dat ons dit kan bid, in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. So kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. En as die Here wil, gesels ons volgende week oor hoofstuk 3. Dit is nou God wat vir Jona dan nou stuur. Jona is gehoorsaam, wat hy Ninive toe gaan, en dan gaan ons sien wat gebeur daar anders as wat Jona natuurlik gedink het. Maar dis 'n hoofstuk vir volgende week. So seën vir jou week. As die Here wil, gesels ons dan weer. Groete.